U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons is vanoggend verder by Lukas 8. Kom ons staan stil daar by die eerste paar versies daar. Terwyl ons die gedeeltjie dan so oop het, kom ons vra eers die seën van die Here dat hy ook vir ons die wysheid en insig sal gee vir die dinge wat hy vir ons hier opgeskryf het. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil word vir 'n oomblik hier rondom U woord. En dit is ons gebed en ons begeerte dat hierdie woorde nie leeg verby ons sal gaan nie, maar dat U vir ons die insig sal gee. In besonder waar dit gaan oor U bediening en die voorbeeld wat U gestel het vir U bediening en vir die kerk wat daarop moet volg. En vir ons wat in U voetspore vandag volg as gemeente, maar ook as Christen. Dankie Here dat U vir ons soveel leiding en soveel dinge gee. Ook om kan hierdie bediening volhard en daar kan instaan en kan weet dat ons besig is met die triomftog in Christus. Dat ons nie 'n klein kerkie is wat eenkant in 'n hoekie sit en wat probeer om die branders van die wêreld te keer nie, maar dat U klaar oorwin het. En dat ons uit vir hierdie posisie U evangelie, U koninkryk kan verkondig. Kom Here, kom, maak dit rustig hier by ons, gee dit ons vir 'n oomblik op U en die dinge kan fokus. Leer ons, rus ons toe en word verheerlik in ons midde. Amen. Lukas 8 daar vers 1. In die tyd wat nou gevolg het Jesus die land deurkruis en een stad en dorp na die ander. Oral het hy gepreek en die evangelie van die koninkryk verkondig. Die 12 was saam met hom en daarby 'n aantal vroue wat van bose geeste en siekte genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het, en Johanna die vrou van Chuza, die hoë amptenaar van Herodes en Susanna en baie ander. Hierdie vrou het eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. Kom ons hou hierdie deel toe op, ek wil graag na 'n paar dingetjies stil staan. Ons het hier so 'n oomblik 'n deel wat stil staan en kyk ietsie na die bediening van ons Here Jesus Christus. En ons weet saam in die Nuwe Testament kom 'n deel waar hierdie geheimenis wat Paulus van praat, wat vir eeue lank bedek was, wat in hierdie tyd geopenbaar word, is 'n magdom, 'n skatkis van geheimenis wat geopenbaar is, die raadsplan van God. Die profete het iets daarvan gepraat en gewys daarna. Die Ou Testament het 'n baie klein gedeeltjie verstaan daarvan, maar in Christus kom die volle raadsplan van God nou na vorentoe. Nou my vraag aan jou is, as ons so 'n groot geheimenis het wat ons moet bekend maak in 'n wêreld, wat so geweldig belangrik is en wat so omvang is, hoe sal jy te werk gaan om die wêreld in te lig van hierdie goeie nuus? Dink 'n bietjie vir 'n oomblik. En dan moet ons kyk na maar wat het die Here Jesus gedoen? En as ons dit in mekaar vergelyk, dan kom ons baie gou agter dat die koninkryk van God en die manier hoe hy werk is gans anders as wie en ek en jy is. Hoe ons dink en hoe ons dit so aangepak het. Hoe die Here Jesus te werk gegaan. Hy het net vir 3 jaar gewerk. Is dit genoeg tyd? Meeste van ons gaan sê, nee, jy moet jou lewe afsloop, dis daarom 'n groot ding. Dis die grootste waarheid wat hierdie wêreld nog ooit geleer het, wat almal moet hoor, as hulle ewige lewe moet hê. En God stuur hom vir 'n tydperk van 3 jaar. 'n Baie kort termyn. En dis nie net 'n tydperk van 3 jaar nie. Hy spandeer hierdie tyd, soos nou gelees het in die gedeelte, die grootste van sy tyd in 'n klein gebied in Galilea. En Galilea is nie 'n gebied wat bekend is vir iets groots en iets belangriks nie. Inteendeel het hulle gevra, maar kan daar uit Galilea en uit Kanaan ooit iets groots kom? Geen profeet kom uit Galilea nie. As jy invloed wil hê in hierdie land en iets belangrik wil doen in hierdie land, nommer 1 jy sê, jy gaan met tyd spandeer daaraan, en die plek waar jy gaan werk en jou produk wil verkoop, jou plek wil bou, of jou naam wil maak, gaan jy nie Noord-Kaap doen nie.
Nie waar. Ek praat nie in Noord-Kaap sleg nie. Ek wou sê Vrystaat, maar ons het hom nog sentraal. Daarom een ding in ons guns. Galilea van ander plekke? Wat van Jerusalem? Wat van die groot stede? Here Jesus in die klein dorpies in Galilea spandeer hy magdom van sy tyd. En nie net dit nie, hy spandeer al sy aandag aan 12 mense. Waarvan ons weet, een nie reg is nie. Nee, dis nie wat ons doen nie, maar dan sorg dat jou goed uitgaan, en belangrik, sy eie broers het na hom toe gekom en sê, luister jy, as jy wil bekend word, gaan na die stede toe, gaan verkondig daar. Jy kan mos nie in die agteraf plekke wees en dink jy kan hierdie belangrike boodskap so wil hê nie. Hulle motiewe op daai stadium was nog nie reg nie, maar hulle dink soos mense dink. Die ergste is die 12 manne is vissermanne. Nou, Here, ek praat nie vissermanne sleg nie. Ek ken hulle baie goed, ek het baie lank in hulle milieu beweeg. Maar dit is dieselfde in ons oë, dis ongeleerde mense. As jy dit dan jou naam wil bou of 'n idee wil verkoop of iets bekend wil maak, dan moet jy dan mense kies wat geleerd is, mense wat invloed het en al hierdie tipe dinge. Maar hy spandeer al sy tyd en energie aan die vissermanne, alhoewel daar baie stadiums groot skares om gevolg het. En dan nog om dit erger te maak, is hy baie reguit in wat hy sê. As die Fariseërs na hom toe kom, die ouens wat jy juis wil beïnvloed, die mense vir wie jy juis hier is, sê jy, hulle is witgepleisterde grafte. Julle ken God nie, hy is nie julle vader nie, en waarheid te sê, hy gaan reg en sê, maar die duiwel is julle vader. Dan kan ek hoor hoe meeste mense en vandagse mense almal om en gaan staan, jy moet 'n bietjie jou taal na kyk, nou. Dis almal hoe gaan mense gaan wen vir jou cause nie. Maar dit is presies wat Christus nie doen nie. En ek noem dit, want dit lyk vir ons na ekstremes, maar dit is presies die pad wat die kerk volg. In die uur waar ons in lewe. Dat die kerk dink, as ek belangrik wil wees, ons het 'n belangrike taak wat aan ons toegedra moet word, dan moet ons groot wees, ons moet na buite toe adverteer, ons moet kyk na die woord en die evangelie wat ons verkondig, en ons moet dit 'n term daarvoor, seeker sensitive wees. Die mense in die kerk moet nie geaffronteer wees nie, ons moet die nood van die mense aanspreek. Hoor wat jy nooit by Christus kyk, hy het nooit kyk na die nood nie, hy kyk na die verlorenheid en die sonde van mense, en hy was baie reguit daaroor. Ons in die kerk vandag, in baie kerke is so sensitief dat ons moet nie iemand affronteer nie, ons moet nie iemand afstoot nie. In hierdie deel wat ons gewerk het, en onsself moes losmaak van 'n kerk wat nie meer by die waarheid wou bly nie, wat vir ons almal traumaties was, het ek by 'n geleentheid met iemand gepraat op 'n plattelandse gemeente wat by my kom klaar, die belots, dat hulle ook nie as gemeente kan saamkom, maar hulle het nie 'n predikant en alles nie. En ons het oor baie dinge gepraat, maar ek het dit al 'n paar keer gesê vir predikante ook, dat jy gaan mense verloor binne die kerk. Deel van kerk wees. Baie van julle is uit ander gemeentes uit. Die geheim is om die regte mense te verloor. Nie die verkeerdes nie. En dis 'n belangrike ding om te leer, wat ons Christus baie goed geken het. Hy het voor skares gestaan en preek, en hy was reguit in die boodskap daarvan, en Johannes 6, 'n baie hartseer hoofstuk, het 'n groot skares omgedraai en gesê, wat jy sê is nou te erg. Hulle is echt pad op hel toe, hulle wil van Christus niks weet nie, hulle is vasgevang in hulle hardkoppigheid, hulle rebellie. In die kerk is nie vir ons te hand te kuiter nie, ons is hier vir verlorenes en sondaars, en die waarheid vir hulle te bring, en regheid te bring. En tog, luister die kerk nie na hierdie dele nie. En as ons by hierdie gedeeltjie vanoggend stil staan, net weer vir onsself vas te maak, wat die Here Jesus Christus vir ons leer, en wat hy vir ons body leer. Hoe lyk 'n bediening? Hoe het sy bediening gelyk? En hoekom was daar krag aan die bediening? En te sorg dat ons volg dieselfde pad. Nou hy is die seun van God, wat die troonsaal soos Filippense sê verlaat het, en 'n mens geword, 'n mens gelyk geword het, was totaal onderhoorig aan die Vader.
En sy bediening was 'n bediening met baie beperkings op hulle. En dit is belangrik om te verstaan, en ek wil praat oor die 6 beperkings wat sy bediening gehad het, met baie goeie goddelike rede. Ons wil leef in 'n kerk en in 'n wêreld waar ons dink, ons kan doen wat ons wil, ons kan uitgaan soos ons wil, ons kan optree soos ons wil. En hierdie gaan van, nie van Christus nie, dit gaan na ons as gemeente wees, maar dit gaan ook na jou as Christen in hierdie wêreld. Daar 'n pad is, en ook in jou bediening, 'n baie nougesette pad met reëls. En dis die pad wat ons volg, as ons die koninkryk van God wil bring in 'n wêreld rondom ons. Die eerste beperking wat hy plaas in sy bediening is 'n goddelike beperking. In hierdie tyd wat hy nou gevolg het, as hy in die land deurkruis, en ek wil eintlik gaan na Johannes toe wat vir ons hierdie beperking uitlig het, nie in hierdie gedeelte nie, maar dis die agtergrond in die gedeelte, is daar 3 groot beperkings wat die Here Jesus Christus van sy Vader het op sy bediening. Die nommer 1 is, hy het alles gebly by die wil van sy Vader. Johannes sê vir ons baie duidelik, Johannes 4, my voedsel om te doen die wil van hom wat my gestuur het, om sy werk te voltooi. Johannes 6, ek het van die hemel afkom, nie my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Dis sy grondrede en sy grondmotief, waaruit Christus beweeg het. Hy is God self. Maar die troon sal verlaat en mens geword, aan mens gelyk geword, en geleer, sê die woord ook vir ons, wat gehoorsaamheid beteken. En onderdanigheid beteken. Hulle was 'n drie-eenheid, en hulle is nog altyd 'n drie-eenheid. Maar hier kom 'n dimensie by, wat nog nooit daar was in die goddelike drie-eenheid nie. Die Seun wat homself onderhoorig stel aan die Vader. En dit vir ons as mens. Om vir ons te wys wat beteken onderdanigheid en gehoorsaamheid. Die wil van die Vader. En dit bly altyd die nommer 1 beweging, nie net van gemeente wees, nie net in my bediening, maar elkeen van ons se bediening. Here, wat is u wil, wat is u plan met hierdie gemeente, wat is u plan met hierdie wêreld, wat is u plan met my in hierdie wêreld? Daarom dat die Here so baie tyd, as jy deur die evangelies lees, dan hoor jy dat hy in die aand wat hy deurnag in gebed. Het jy al ooit gewonder, hoekom is dit nodig vir God, wat in 'n drie-eenheid is, om in die nag tyd te spandeer om te hoor wat die wil van die Vader is? Sê dit vir jou hoe belangrik dit is, om dit agter te kom, en dit te leer. Hy wat in die wese van God is, het nodig om tyd te spandeer in sy binnekamer, of in die veld, of op die berg, of waar dit ook al was, en homself bevind het, om te hoor, maar Vader, wat is u wil? Want uit die mense is hy volledig gelyk aan ons. Afhanklik dat die Vader moet openbaar, wat is sy wil, wat is sy plan. Saam met dit, nie net wat sy wil nie, maar wat is u tyd, wat is u bedoeling, wanneer moet die goed plaasvind? Johannes 7 lees ons, hulle wou hom gevange neem en tog het niemand gedoen nie, omdat sy tyd nie gekom het nie. By die intog van Kanaan en in die ander plekke, hulle wou hom koning maak, maar die Here wou nie koning gemaak word nie. Daar's 'n tyd vir dinge. En dit is hier 'n hele tema op sy eie wat geweldig belangrik is. Dis nie net belangrik om te weet wat die wil van God is nie, dis ook belangrik om te weet wat die tydsberekening van God is. Wat is die eerste ding as ons agterkom, die Here sê vir my iets? Wat doen ons eerste? Ons hardloop uit en ons gaan onmiddellik doen dit. Partykeer maak die Here jou bewus van iets wat jy moet doen, maar ek moet wag op die Here. Ek het al vroeg in my bediening geleer, daar is mense vir wie ek bid, en baie ernstig bid en intree. Ek weet dat hulle lewens nie reg is nie. En as die Here het vir my openbaar, wat is die eerste ding wat vlees wil doen? Vlees wil onmiddellik aan hardloop en fix it. Nou is ek nog 'n man ook, né? So ons wil nog alles reg maak. Maar kind van die Here leer, nie net die wil van die Here te hoor nie, maar ook om te onderskei, maar Here, wanneer is u plan? En te wag vir die oop deur. En Christus het dit gemodelleer in volmaaktheid. Hy het verstaan die groter prentjie om dit alles. Toe mense hom wil koning maak, was hy glad nie beïndruk met hulle wat hulle doen nie.
Hulle het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Hy wil nie koning oor 'n klein nasie wees, hy is koning van die heelal. En hulle sal dit later raak sien. Hy het ook gebly binne die grense wat hy bepaal het. Matteus 15 skrywe, ek is na die verlore skape van die volk Israel toegestuur. Ja, hy is hier met die grootste nuus wat die wêreld nog ooit kan hoor. Hy is hier om te onthul die geheimenis wat God bepaal het vir die mensdom. Hoe kan sondaars gered word? En dis groot en dis gewigtig en ons is bevoorreg om dit te ken. Die hele Ou Testament het net 'n klein gleefie van hierdie wonderlike raadsplan van Christus en van God gesien. Maar wie beperk God om toe? Israel. Dis die nommer 1. Daarna uit weet ons die evangelie, Israel het God verwerp, het hom gekruisig. Tessalonisense 1 skrywer aan die einde van Tessalonisense 2, hulle maat het nou vol geword en daarom kom die oordeel God oor hulle. Maar dankie God dat alhoewel hulle oor die oordeel van God staan omdat hulle Christus gekruisig is daar nog genade, want daar's nog Christen Jode. Maar hy het gefokus op 12 manne, op die volk, en nie hulle wêreld en probeer na toe hardloop nie. MacArthur het vir my mooi kommentaar op hierdie woorde gehad. Hy sê, the way to multiply ministry is by intensely teaching people the life-changing truth of Scripture, not by manipulation or clever marketing gimmicks. Dis die plan van God, dis die pad van God. En dis wat ons Christus vir ons wys. Hy het gekom en hy het vir ons die waarheid geleer. Hy het 'n paar manne gevat voor hom en het hulle in diepte geleer wat die wil van God is, wat die woord van God is, wie God is en alles daarmee saam. Dit is sy plan. En dit lyk my dat in die uur wat ons aan lewe, dat ons dit nog steeds na 2000 jaar nie snap nie. Musiek in 'n kerk is wonderlik en is lekker om te sing en mense kan maklik in geesvervoering raak want daar's 'n emosionele komponent in musiek. Maar weet jy wat is die waarheid? Musiek verander nie jou lewe nie. Dit maak nie saak hoe intens jy dit beleef het nie. Dit was net 'n emosionele rollercoaster. Daar's allerlei gimmicks wat gedoen word in kerke as die woord nie meer in die kern is nie. Daar's allerlei seremonies wat plaasgevind word. Daar's klere wat aangetrek word, daar's fakkels en kersse wat aangesteek word. En die mense is in vervoering daaroor. Maar dit verander nie jou lewe nie. Wat verander jou lewe? Skrif. Reguit, suiwer, onverdund. En dis wat ons Here vir ons kom wys het. Hy het nooit probeer om die vriende van die Jode te wees, om na hulle oor te praat en te sê wat hulle wil hoor, nie. Hy het die waarheid gepraat en hy het regheid gepraat. Sy gemeente is sy fokus is op die groepie en die fokus van die kerk deur die eeue en die ware kerk is altyd op die wat die Here hier gevoeg het. Ons fokus is op julle op mekaar wat hier gevoeg is. Dis hoe ons 'n wêreld bereik. Myne is, alhoewel ek 'n baie sterk sending hart het, kan ek dit nog steeds sê, in die opleiding en die toerusting van elkeen van julle wat hier sit, want jy stap môre by 'n werk in, waar mense nie die Here ken nie. Die Here het die 12 uitgestuur, en as elkeen van hulle 4 mense bereik, gaan doen gou die somme. As elkeen van julle 4 bereik, hoe ver is ons in voor ons by biljoene kom? Nie ver nie. En daarom is dit ook die snaaks as jy lees in Handelinge, vroeg in Handelinge, dat binne 2 jaar nadat hulle weggestap het en die vervolging plaasgevind in Jerusalem, dat die hele klein Eurasie, dink aan Asië en die westelike deel van Asië en Europa, het almal die evangelie gehoor. Die effek en die plan van God is 'n plan wat werk en 'n plan wat goed is. Spandeer jou tyd in hierdie. Lei hulle op, leer hulle. Hulle gaan weer evangeliseer ander en hulle gaan se evangeliseer ander. As elkeen van julle volgende Sondag 1 persoon kerk toe bring, is hier nie sitplek nie. So eenvoudig soos dit.
En dis die plan van God, hoe ons 'n wêreld bereik. Nie massa media nie. Nie dat in daai tyd daar was nie. Maar ons dink ons is nou baie slim. Dis persoonlike opleiding, toerusting en uitgaan en dan gaan getuienis wees in 'n wêreld rondom ons. Die kerk van die Here Jesus Christus het nog altyd op 2 bene gestaan. Ek en jy 2 bene, dis waarmee ons beweeg. Die kerk beweeg ook met 2 bene. Daar's die opbou, daar's die uitbreiding. Daarop staan ons. Die opbou van die gemeente, nie die vetmaak van die gemeente nie. Wat gebeur met mense wat vet en ongesond is? Hulle gaan vroeg dood. Dis 'n waarskuwing, nou. Ons weet, ons ken almal baie goed. Die dokter gaan vir elke keer sê. 'n Kerk is hulle. Jy is nie veronderstel om in te neem of vir jouself te hou nie. Jy word toegerus om uit te gaan en op te bou. Uit te nooi. Dis die manier hoe die Here dit bepaal het. So daar's die beperking in sy optrede, die wil van God, die plan van God, die tyd van God. Dit is wat jy moet doen. Daar's ook 'n bediening, beperking in sy bediening en dis in die streek. Vers 1 sê die tyd te gevolg het, Jesus die land deurkruis van een stad en dorp na die ander. Dis nou Galilea waar hy gewerk het. Maar in die plek waar hy gewerk het, was dit nie beperking nie, dis sy ruimte, dis die veld waarbinne hy gewerk het. Jy weet, ons kan na 2 oë kyk, ons praat ons van half glas vol na 'n glas half leeg. En weet nie wat 'n soort mens jy is nie, party is seker alles maar baie negatief, anders weer baie positief. Maar in die bediening, die plek waar ek geplaas het, is nie my beperking en dis my bedieningsruimte. Christus se bedieningsruimte lyk van buite af beperk. Hoekom is jy geplaas in Galilea? Ek meen, dis net landelike gebiede, dis klein dorpies. As jy effek wil hê, gaan Jerusalem toe, gaan die groot stede toe, gaan doen daar's baie mense, daar's vir al die skrifgeleerdes en al die ander dinge. Nee, Galilea. En die Here Jesus het geweet, dis die plek waar ek werk, en van dorp na dorp het hy beweeg, en elke dorp, elke stadsplein waar hy was, sinagoge waar hy kon optree, op 'n koppie wat hy staan, was sy preekstoel. Daar waar hy geplaas is daar waar hy bedien het. As jy Johannes 4 lees, begin hy met die woorde, net die eenvoudig Johannes 4 vers 4, hy moes deur Samaria gaan. Dis klein woordjies wat mens baie maklik mis. Maar omdat hy deur die dorp gegaan het die dorp verander. Dat was nooit weer dieselfde nie. Hy het verstaan God se wil, hy het verstaan God se plan, hy het verstaan God se tyd. En hy het 'n afspraak gehad by die vrou daar by die put waar sy gesit het. Dit was 'n goddelike afspraak. Hy het nie vasgekyk in die grense wat het, ek kan nie hier uitkom nie. Hy het nie vasgekyk in kulturele grense, maar hy sê hier is nie 'n Jood nie. Toe hy geleentheid kry om met haar te praat, het hy maar reguit gepraat oor die evangelie in 'n dorp verander. Hy het verby 'n dorp beweeg en daar het 'n stoet uitgekom met 'n seun op 'n draagbaar. En daai mense se lewens het verander. Maar laas is dit, hy verbygestap en hulle lewens het verander. Omdat hy daar was. Dink jy moet groot wees en belangrik wees en ek moet die koninkryk van God verkondig, moet ek na 'n ver land toe gaan, ek moet iets daar buite gaan doen? Of besef jy dat die plek waar ek my werk en my getuienis van die Here gee, my Galilea, is my woonbuurt, my gesin, my werksmense, die wat rondom my is. Dis my Galilea. Dis die plek waar ek my geloof uitlewe, dis die plek waar ek my getuienis gee. En dit mag 'n klein stukkie wees, maar wie is elkeen wat in die gemeente is net in sy eie klein stukkie uitlewe, dan dek ons 'n baie groot deel van die stad. As elke kerk se gelowiges in hierdie dorp hulle job doen, dan is al die besighede gedek in die stad. Galilea mag vir jou na 'n klein onbelangrike plekkie lyk, maar onthou Christus is daar in die klein onbelangrike plek en hy doen sy deel wat die Vader aan hom toegebedoel het.
En hy's gehoorsaam en getrou daarin. Paulus sê vir Timoteus, 2 Timoteus 4, verkondig die woord, hou daarmee voltydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Is dit ontydig om die woord van die Here te bring? Sal ek 'n snaakse woord sê dit lees, né? Intydig in wie se oë? Ons oë. Maar as ek die wil van God soek, en ek soek die tydsberekening van God, dan vind dit partykeer op die snaakste plekke en die snaakste maniere plaas. Volgens my baie keer ontydig. In tye wat jy dink, ek het nie nou tyd daarvoor nie. Daarom is dit so belangrik om naby die Here te lewe, dat in daai oomblik ek sal weet, los alles, dis wat nou belangrik is. As die Here vir 'n oomblik gedink het, die plek waar hy nou op pad is belangriker as die vrou langs die put, het ons nie Johannes 4 gehad nie. En 'n dorp wat aan hom gehoorsaam geword het nie. Dieselfde moet in my lewe ook wees, die gehoorsaamheid daaraan. Dit mag beperk wees, dit mag ontydig wees, maar dis waar die Here my geplaas het, dis waar ek bedien. Daar was ook 'n teologiese beperking wat die Here gehad het. Vers 1 sê, hy het oral gepreek en die evangelie van die koninkryk verkondig. Hier is 2 beperkings wat die Vader op hom lê. Nommer 1, die manier, prediking. Dis die orde. Dan die ander deel daarvan is die inhoud van die prediking. Die omvang daarvan, die koninkryk van God. Kom ons begin by die prediking, ons het 'n bietjie daaroor gepraat. Ek wil kom na wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 2, en in 2 verse vat hy vir ons dit albei saam. 1 Korintiërs 1 vers 21 sê, daarom het God in sy goedheid besluit, om deur prediking wat vir die wêreld ons is, die te red wat glo. Dit bly die nommer 1 manier, waarop God mense se lewens raak. Deur 'n man van God, gestuur deur God, in die woord van God. Daai element is belangrik. En die kerk deur die eeue is gebou daardeur ook. Het jy iemand wie jy mee sukkel, wat jy baie oor getuig, en dit kom nie tot 'n verder deel nie, sorg dat hy onder prediking kom. Onder skrifgetroue prediking, waar die waarheid van hom reguit gebring word. Daar kom deurbrake. Dis wat ek besluit het nie, dit lê nie binne my, of enige van die predikers deur die eeue. Dis God se orde, dis God se manier. Christus het dit gemodelleer, prediking. Hy het nie boeke geskrywe nie, hy het niks nagelaat nie. Hy het 'n paar manne geleer wat die waarheid is. Julle het nie snaaks gevind dat daar nie 'n deel is in die hele Bybel wat Jesus self geskryf het nie. Is nie vir hom gegee nie. Hy was beperk tot prediking. Die disippels na hom, die apostels het geskrywe. Maar dis vir ons, vir later, maar hulle nommer 1 manier was nog steeds prediking. Na vers 22 gaan Paulus aan. Hy sê die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit aanstoot en vir die ander is dit onsin. Nou ons weet dit, vir die wêreld en die wat ongelowige vriende het en kollegas het, dink jy baie stupid om vanoggend jou tyd hier in 'n kerk te sit en te luister na die ramblings van 'n ou man. Hulle verstaan dit nie, is absoluut onsinnig. Maar jy moet die Gees hê van God hê om die dinge te verstaan van die orde van God. Maar dit bring my by die tweede punt. Hy is nie beperk net in sy prediking, hy is beperk ook in die reikwyte, die omvang van sy prediking. Die koninkryk van God. Dit is wat hy wil stilstaan ook. Die mense vra na wondertekens. Die Jode vra dat ons met daai deel, die mense vra na die goeders. Ons werk is nie om te antwoord wat die mense vra en te gee wat die mense vra nie. Jy is waarheen op pad. Oupa sal later met jou speel. Ons werk is om die koninkryk van God te verkondig. Het julle agtergekom in die bediening van ons Here Jesus Christus, dat hy nooit stilgestaan het op die politiese issue van die era nie? Dis nie die skopus van sy bediening, is die skopus van sy werk nie. Hy het nie gepraat oor sosiale ongeregtighede nie. Hy het nooit gepraat oor die onreg wat die Romeinse regering het nie. Julle dink ons het 'n bad regering. Ek herinner julle hoe sleg die Romeinse regering is. Gaan lees 'n bietjie geskiedenis. Nooit gepraat teen slawerny en die dinge, die sosiale issues van die uur nie. En hoe sleg dit is, ons weet wat dit is nie iets wat vir ons aanvaarbaar is nie. Maar Christus se bediening
is die koninkryk van God. En dis my prediking. Paulus het begin ook gesê, net voor hierdie gedeelte is aangehaal, dat hy homself beperk, net daarna, 1 Korintiërs 2, dat al wat hy gaan verkondig, Christus en hom as gekruisigde. Dit was die totale fokus van Paulus se prediking. Christus, die kruis van Christus, die verlossing. Dis die koninkryk. Die koninkryk van God gaan in nederstop, gaan oor bekering. Dit gaan oor sondaars wat kan verlos word van hulle sondes, wat 'n nuwe lewe kan hê. Hy beperk hom daartoe. Hy beperk hom tot geloof, om die geloof te lewe, te aanvaar dit wat Christus doen en die werking wat Christus doen. Dat ons 'n liefde moet hê. Die Here God moet lief hê met julle hart, siel en verstand, jou naaste soos jouself. Die koninkryk van God gaan oor gehoorsaamheid. Dit wat hy vir my sê, nie net hoorders te wees nie, maar daders, hierdie dinge uit te lewe. In die bediening wat Paulus hulle aangeraak en dinge, raak ons hier en daar aan sosiale dinge. Dis deel daarvan wat ons leef in hierdie wêreld. Maar jy weet, die fokus van die kerk is nie barmhartigheid en sosiale issues nie. Dis 'n kerk wat fokus verloor het en nie weet waar my hier is nie. Ons is hier soos Christus om te soek en te red wat verlore is en om die bruid van Christus toe te rus vir sy wederkoms. Die opbou en die uitbrei daarvan. Langs die pad val die krummels van die tafel af en raak ons aan barmhartigheid, sosiale issues en ons maak ons stem dik oor ongeregtighede wat in die wêreld aangaan. Ons moet altyd ons profetiese stem laat hoor, maar dis nie ons fokus nie. Christus beperk in sy fokus en het gebly by sy fokus. Die koninkryk van God word vir my goed saamgevat met hierdie woorde, die twee voorbeelde wat ons Here gebruik, Matteus 13. Hy sê met die koninkryk van die hemel gaan dit so met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop die land. Dit is hierdie skat. Hierdie evangelie wat ons het. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. En as hy die waardevolle parels raakloop, gaan verkoop hy dit alles wat hy het en hy koop hierdie parels. Vers 1. Die evangelie van die koninkryk moet ons verkondig. Dis ons roeping en dis ons werk. As gemeente, ons nommer 1 roeping, altyd. Ons is beperk in die werk wat ons moet doen. Ons is betrokke by maatskaplike werk, dit is belangrik. Maar saam met dit, die evangelie. En verkondig die woord wat hier gebruik word, is 'n Griekse woord, keruso. Dis waar ons die woord kerygma van afkry. Ek proklameer, ek verkondig. Dink aan die ou jare, waar die koninge iets afgekondig het, dan stap die wat sê die woord, herald, ek weet nie wat in Afrikaans is, die verteenwoordiger van die koning op die stadsplein, en dan sê hy, hier, nee. Luister almal, luister. Die koning sê, en as die koning sê, is dit van vandag af so. Proklameer. Ons proklameer die koninkryk van God. Dit is ook 'n hele ander preek op sy sy, ek gaan nie op die sylyn ver hardloop nie. Ons smeek nie, ons redeneer nie, ons ooreed nie mense nie. Ons sal proklameer, Jesus Christus is die koning. Die verlosser van sonde. Die vrymaker, die nuutmaker. Dis die evangelie. En ons staan in die oorwinningstog en ons verkondig vir 'n wêreld rondom ons wat dit nodig het. Vir die ongelowiges, die wat nie eens wel weet nie, maar hulle is dit ons in. Maar in hierdie wêreld, en ons was deel daarvan, is dit mense wat hierdie dinge wil hoor. En wie se lewens nuut gemaak is. En is nog sitplekke vir hulle, ons werk daaraan ook. Sy bediening was beperk tot mense. Die 12 saam met hom. Vinnig deur gaan ons tyd raak, man. Daar was 12 mense, ordinêre mense, ons het klaar daar aangeraak, sonder enige invloed, sonder rykdom, sonder enige status, sonder enige geleerdheid. Die kerk van ons Here Jesus Christus is gebou op eenvoudige mense. As jy voel, ek ken nie genoeg nie, ek kan nie genoeg praat nie, ek is nie goed genoeg nie, jy is in goeie geselskap. Die ou wat dink hy is bevoeg en hy kan dit doen, jy is onbevoeg. Die Here kan jou nie gebruik nie.
Maar vir ons wat weet wat ons is, met tekortkoming alles. Dis wie die Here sy koninkryk mee bou. Hulle is mense wat vol tekortkoming, ons het al met hulle gepraat, hulle het almal die Here teleurgestel, op een of ander wyse, hy moes hulle aanspreek by baie geleenthede, hulle het hom almal verlaat, toe hy gevange geneem is. Maar dis die manne aan wie sy aandag toegevou het. Maar hulle is ook dieselfde manne toe hulle die Heilige Gees ontvang, wat hulle lewe afgelê het vir die lam. Hulle het nooit weer weggehardloop nie. Hy was bediening ook beperk sosiaal. Vers 2, in daardie land was daar 'n aantal vroue wat van bose geeste genees was, wat hom gevolg het. Dit is totaal ongekend vir 'n rabbi, dat vrouens agter hom sou aanloop. Daar het 'n rabbi gewees, 'n bekende rabbies gewees wat 'n gevolg het, wat agter hom aanloop en hy wys vir hulle, leer vir hulle die Joodse gebruike. Maar hier kom Christus. En hy het nie manne wat hom, maar vroue wat ook agter hom aanloop. En julle is bewus van die vroue in daai jare en die oë wat hulle is. Dis baie maar soos in die ekstreme Islam vandag, 'n vrou is net mooi niks. Hier kom Christus. En hy is antisosiaal, polities totaal inkorrek. Hy bedien. En vroue wat saam met hom bedien en hom volg ook. Daar was Maria, bekend as Magdalena, sy kom van Magdala af. En wie 7 bose geeste gaan, dit is nie Maria van die is nie een van die vorige deel wat ons gelees het nie, sy is by 'n ander geleentheid. Johanna van Gusa, die hoë amptenaar, ons lees een keer van haar in Handelinge. Susanna weet ons niks nie, baie ander. Deur die eeue het die kerk gestaan en gerus, en ek dink dit is goed om 'n special mention te gee aan vroue. Wat die kerk gebou en onderhou het en gedra het deur die eeue. En so ook nie uitsondering in ons eie gemeente. Daar word baie ophef gemaak van manne. En wie dit is in hierdie tye ook, met goeie reg ook. Maar Christus in sy bediening was nie moontlik sonder die vroue wat hom gevolg het nie. Ons besef dit nie alles nie. Ons bring by die laaste beperking wat hy het. Die materiële beperking. Het is gesê, hierdie vroue het hulle eie midde vir Jesus en die 12 gesorg. Disippels het alles opgegee, hulle werk opgegee, om die koninkryk te verkondig. Jesus self het gesê by 'n geleentheid, ons lees in Matteus 8, jakkalse het gate en voëls in neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. By sy dood is net die klere aan sy lyf wat hy besit het. En die evangelie staan ook op materiële dinge. En die vrouens op hulle self geneem te sorg, dat hulle iets sal eet, daar sal blyplek wees, en alles wat hulle sal nodig hê, om hulle werk te kan doen. En die kerk deur die eeue, is dit die plan van die Here, nog altyd om so te werk. So word die koninkryk verkondig en vermeerder. Daar is ouens wat opstaan en preek. Daar's ouens wat uitstaan en uitgaan. Daar's ouens wat kinders vat en hulle evangeliseer en hulle leer in die weë van die Here. Maar daar's ook vrouens, en ek sê dit in aanhalingstekens, nie net vrouens nie, ook mense wat dit moontlik maak dat die manne hierdie dinge kan doen. Die een is nie belangriker as die ander nie. Daarom dat die Here ook hierdie vroue hier noem by name, omdat hulle 'n invloed gehad het, om hulle dit moontlik gemaak het, dat hy hierdie bediening kan hê, en van hier af het hulle uitgegaan en hulle het verder bedien. En daar's altyd mense wat gesorg het, dat hulle hande los is, dat hulle hierdie werk kan doen. Dis deel van koninkryk van die Here, en dis 'n deel waar ons almal in kan deel. Paulus sê, ek maak klaar daarmee, die bedieningsbeginsel, die Here het ook so bepaal dat die evangelie verkondig, hulle lewens onderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet kry. Daar is 'n beweging van baie ons wat tentmakersbediening het, en baie ons wat voltydse werk het, maar die beginsel wat die Here gee is, jy kan nie 2 baase dien nie. Een van die 2 gaan skade ly. Of die gemeente of jou werk. Nie waar nie. Raai wat een ly gewoonlik skade? Die gemeente. Hulle kry gewoonlik die afskeep. En dis nie hoe die Here wil hê nie. Die wat jy verkondig,
Galasiërs sê is iemand wat onderrig ontvang en die woord van die Here moet sy leermeester laat deel en al die goeie dinge. En hierdie is weier as net finansiëel. Dit wat die Here vir jou geleer het, dit wat die Here vir jou gee. So bou ons saam 'n koninkryk. Die Here het baie duidelik sy pad uitgelê, die Vader, dit is die plan van die bediening van Christus. Ons kyk 2000 jaar later, ten spyte van soveel mense wat sê, maar die kerk gaan nie meer bestaan nie. Oor 20 jaar van nou af gaan Christendom dood wees. Dis nie net mense van nou, dis mense wat 100 jaar terug dit al gesê het. China het gesê, hulle gaan die kerk doodmaak, die kerk gaan nie bestaan nie. Jou Bybel wat in jou hande het, word in China gedruk. Lag vir hulle. Ons God is groot. Die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Maar wat is die plan? Die plan van God bly deur die eeu dieselfde. Ons is 'n klein kerkie. Maar hier spandeer ek my tyd om julle toe te rus. En julle gaan uit en gaan gee wees 'n getuie. En as Christene die wêreldwyd so doen, dan dek ons die hele wêreld. Ons terrein is beperk. Ek sien dit as 'n beperking nie. Ons het 'n geweldige ruimte om te getuig. Laat ons dit dan ook so doen. Wetend dat hierdie plan van God werk. Hoekom? Want jy sit hier. Dis ook weer het werk. Ek is ook hier. Hy het my ingebring so. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Vir U orde, U pad wat U gegee het. En dat ons by hierdie meesterplan kan bly en ons hoef nie te gryp na wat ons dink gaan werk in groot, extravagante middele en media wat ons hoef te gebruik nie. Ons is die gemeente, rus ons hier toe, en gee dat ons uitgaan in 'n wêreld in hierdie week waar ons is, gaan bereik. Ons getuienis gaan gee, elkeen het 'n eie grondgebied, 'n eie veld waar hulle moet getuig. En so wil ons vir U oes inbring. Dankie dat dit net hier by ons gebeur nie, maar wêreldwyd. En is volblydend om te hoor, selfs in lande waar daar erge vervolging is, Uganda en Kenia wat ons vanoggend voorgebid het. Ek weet van soveel moslems wat tot bekering kom nou, tans onder al die gemors in Iran, is hy besig om die kerk te bou. Op presies dieselfde manier. 'n handjievol wat 'n handjievol toerus. En so groei U kerk. En ons weet dat die magte van die duisternis sal dit nooit uitwis nie. Totdat U op die wolke kom. En ons weet, dit gaan ook nie meer lank wees nie. Hier is ons Here, stuur ons, gebruik ons.